Gemeente, ons gaan vanoggend lees vanuit Psalm 45. Psalm 45 en ons gaan let op die eerste 10 verse. Ek het die Psalm in my voorbereiding opgedeel in 2 gedeeltes. En as die Here dit wil en hy ons spaar, dan sal ek die eerste week in Desember, volgende week ook die tweede gedeelte dan saam met u nog kyk. Psalm 45 is die bruilofslied vir die Messias. Pragtige, bekende psalm. Hoor die woord van ons Here. Vir die musiekleier op die wysie van lelies, van die kinders van Korag, 'n onderwysing, 'n lied van die liefde. My hart word bewoe deur goeie woorde. Ek dra my gedigte voor aangaande 'n koning. My tong is die pen van 'n vaardige skrywer. U is veel skoner as die mense kinders. Genade is uitgestort op u lippe. Daarom het God u geseën vir ewig. Gord u swaard aan die heup, o held, u majesteit en u heerlikheid. Ja, u heerlikheid. Ry voorspoedig ter wille van waarheid en ootmoed en geregtigheid, en laat u regterhand u vreeslike dinge leer. U pyle is skerp, volke val onder u. Hulle tref in die hart van die koning se vyande. U troon, o God, is vir ewig en altyd. Die scepter van u koninkryk is 'n regverdige scepter. U het geregtigheid lief en haat goddeloosheid. Daarom het, o God, u gesalf met vreugdeolie bo u metgeselle. Al u klere is mirre en alewee en kassie. Uit u voorpaleise maak snarespel u bly. Dogters van konings is onder u staatsdogters. Die koning staan aan u regterhand in goud van Ofer. U sien, tot hiertoe is die koning beskryf. In die res van die psalm word die koning beskryf. Die bruidegom in die eerste 10 verse en dan die bruid in die laaste verse. Vers 11, hoor, o dogter, en kyk en neig u oor en vergeet die volk in die huis van die Vader. En as die koning u skoonheid begeer, want hy is u Heer, buig u dan voor hom neer. En o dogter van Tyrus, met geskenke sal hulle u guns soek, ja, die rykstes van die mense. Louter heerlikheid is die koning se dogter daar binne, van gouddraad is haar kleding. In veelkleurige gewade word sy na die koning gelei, jong vroue agter haar. Haar vriendinne word na u gebring. Hulle word gelei met vreugde en gejuig, hulle gaan in die koning se paleis in. In die plek van u vaders sal u seuns wees. U sal hulle aanstel as vorste in die hele land. U naam wil ek vermeld van geslag tot geslag. Daarom sal die volke u loof vir ewig en altyd. Tot sover die woord van ons Here. Jy kan die psalmboekies maar oop by Psalm 45. Ek sal graag wil hê dat ons 'n rukkie in die psalm, of in die preek eerder, Psalm 45 saam sing, vers 1 en vers 2. Jy kan dit net daar oop hou. Geliefde gemeente, ek wil graag vanoggend met u nadink oor ons bruidegom vanuit die eerste gedeelte van Psalm 45. In die beruimde weergawe dan sing ons, my hart ontroer deur my mering, wil lieflik van hierdie bruidegom sing, van hierdie koning. En as ons hierdie psalmdigter hoor dit sê, dan
kom daar direk 'n vraag by my hart op en dit is, verlang ek ook soos hierdie psalmdigter? Wil ek ook my koning besing? Wil my hart ook ontroer word deur my mering? Wil ek ook lieflik sing van hom? Hoe is dit met u harte vanoggend? Wil u ook die koning so besing? Vind u ook dat hy so lieflik is dat u ontroer word en dat u in nagedagtenis, in mymering, in herinnering wil dink aan wie hierdie koning is, wie ons koning is? Psalm 45 is 'n liefdeslied. Dis 'n bruilofslied vir Jesus en sy kerk, sy bruid. Dis 'n oomblik, gemeente, waarin ons iets sien van hoe die hart van 'n gelowige disipel van Jesus swel van liefde wanneer hy sy koning afgeskilder word, wanneer hy Christus raak sien, wanneer hy besef wie hy is, wanneer hy iets proe, iets smaak, iets insien, iets snap. Sien ons hier hoe sy hart swel van liefde. Wanneer hierdie koning Jesus gesien word en iets van sy heerlikheid vir jou sigbaar word, dan is dit wat ons raak sien hier in Psalm 45. En daar in die eerste vers sien ons wie dit is wat hierdie bewoe harte het, wat roerend die koning sien, en dan nie anders kan nie as om in lofliedere uit te breek nie. Ons sien in vers 1 vir die musiekleier op die wysie van lelies van die kinders van Korag. Die kinders van Korag, dis hulle wat hierdie psalm skryf en gesing het. Nou, hulle was deel van die Levitiese stam gewees en hulle het dus priesterwerk verrig. Hulle was deur Dawid as tempelmusikante aangestel en ons kry 'n hele paar van die psalms in die Bybel. So eintlik is daar niks vreemds daaraan om van hulle te lees wat psalms skryf nie. Inteendeel, dit was hulle werk gewees. Mense sou dit van hulle kon verwag. Hulle moes musiek maak vir die tempel. So dis nie noodwendig vreemd dat ons lees dat dit hulle is wat dit skryf nie, maar die vreemde lê daarin dat daar nogal 'n erge en 'n taamlike swaar klad op hierdie familie se naam rus. Want as jy jouself herinner wat daar in Numeri 16 gebeur het, Numeri 16 vers 31 tot 35, dan lees ons van Korag, Datan en Abiram, wat in opstand teen Moses en Aaron kom, en uiteindelik natuurlik in opstand teen God self. Hulle het met vreemde vuur voor die Here in sy tabernakel gekom. En 'n vreemde vuur, soos ek het verstaan, is eintlik maar niks anders nie as offerwerk wat gedoen is op vreemde altare, anders as wat die Here so noukeurig in Levitikus voorskryf. Dit is uiteindelik niks anders as eie-willige godsdiens nie. Dit is wat die vreemde vuur is wat hulle bring voor die Here. Hulle doen soos hulle wil. En hierdie Korag, Datan en Abiram word dan in Judas, vers 11, word hulle ongehoorsaamheid as verset beskryf. Met ander woorde, hulle kom in verset teen die Here. Dis wat daar gebeur. Hierdie verset word deur goddelose manne gedoen. Numeri 16 vers 25 noem hierdie manne goddeloos. En wat gebeur dan as hulle met hierdie vreemde vuur voor die Here kom? Wel, ons lees daar in Numeri 16, die aarde skeur oop, en daai manne saam met hulle huisgesinne en almal wat aan Korag behoort het en al hulle goed word net verslind. Hulle het lewendig na die doderyk afgedaal, sê vers 33. En vuur uit die hemel het die manne wat reukwerk, daardie vreemde vuur gebring het, verteer. 250 manne is verteer deur vuur uit die hemel. So sê vers 35. Maar tog het die Here sommige gespaar. Hy spaar sommige, want uit Numeri 26 vers 11 dan leer ons dat die seuns van Korag nie gesterf het nie. So dis hulle wat hier sing, hulle wat oorgebly het, hulle wat gespaar is. Maar nou ja, gemeente, wie die naam Korag dra,
die het 'n donker verlede. En dis nogal 'n les wat ons hier in vers 1 al kan leer. Hierdie lied, broeder en suster, hierdie Psalm 45, is nie 'n lied vir net rein mense nie. Dis 'n lied van en is 'n lied vir mense met slegte verledes en slegte hedes. Dis 'n lied vir mense wat ook slegte name het. Dis 'n lied vir gebrokenes soos ons gemeente. Want hulle kan nie roem op 'n goeie naam nie. En net so met ons ook. Dis 'n lied wat gesing word deur mense wat swaar dra aan hulle eie stikkindheid en swaar dra aan hulle eie sondigheid. Dis die kinders van Korag. Hulle met die slegte naam, maar tog sing hulle. Tog sing hulle. En hulle sing 'n onderwysing. Ons sien dit in vers 1. Hulle sing 'n onderwysing. Hierdie sondaars wil ons dus iets leer. Hulle wil leer dat selfs sulkes soos hulle kan nog steeds liefdesliedere sing vir koning Jesus, ten spyte van die skuld. Ten spyte van hulle naam. Ten spyte van wat in die verlede donker is. Hulle kan nog steeds 'n loflied sing aan Jesus. So sondaar. Jy wat hier is, en ek weet nie, maar miskien op moedverloorse vlakte is met jou eie sonde. Skep moed. Ons kan vandag moed skep, want selfs die Koragiete kon weer liefdesliedere in die tempel van die Here sing. Hou moed, gemeente, want hulle onderrig ons ook vandag. Hulle wys ons hoe. Want hulle wys ons op die erekoning. Hulle wys ons uiteindelik op koning Jesus. En so begin die lied van die liefde. Ons lees daar in vers 2, dan begin hulle sing en hulle sê, my hart word bewoe deur goeie woorde. Ek dra my gedigte voor aangaande 'n koning. My tong is die pen van 'n vaardige skrywer. Hier sing hulle, my hart word bewoe deur goeie woorde. My tong is die pen van 'n vaardige skrywer. Nou gemeente, toe ek hieroor nadink, toe val dit my op hoe vreemd dit is dat ons die diepste roersele van ons harte met woorde, juis met woorde wil uitdruk. Ons wil woorde gebruik. Noukeurig saamgevlegte woorde in poësie en in prosa, werke met pragtige ritme en harmonie en samehang. Dis die mense voorreg. Dis hoe ons God wil besing. Ons gebruik woorde. En ter illustrasie dink ek aan daardie bokspring van die koeie wat veral daar in Europa so lank op stal staan in die winter en dan uiteindelik word hulle vrygelaat daar in die somer en dan sien jy mense hoe hulle van opgewondenheid en vreugde rondspring. Wanneer hulle uiteindelik daar in die weivelde vrygelaat word. En Maleagi 4 vers 2 praat juis daarvan. En julle sal uittrek en huppel soos kalwers uit die stal. Dis hoe die kalwers die vreugde in hulle wil uitdruk. Uiting gee daaraan. Mense kom selfs van heinde en verre daar in Europa om hulle kinders te wys hoe vreugdevol hierdie kalwers rondspring. Mense kan ook dink aan die walvisse, nee, wat met daai massa lyf uit die water uitspring. En baie mense het baie verklaringe oor hoekom walvisse juist dit doen, maar ek dink een goeie rede is omdat dit uit pure godverheerlikende genot is. Dis hoekom. Dis hoe hulle uiting gee aan godverheerlikende genot. En vir ons, hoe doen ons dit as kroon van die skepping? Wel gemeente, vir ons is daar woorde gegee. Ons het die gawe ontvang om te kan praat, te kan formuleer. En ons eie woorde as beelddraers van God moet uiteindelik so sin maak van die realiteit, net die logies geordende heerlikheid, dat dit die skepingswoord, die logos, wat ook logies en georden en heerlik is, dat dit moet weerspieël.
Dit weerspieël dit. So met ander woorde, lofprysing, broeder en suster, is uiteindelik die hoogste en die suiwerste, die heerlikste en die mees doelgerigte daad wat die mens op hierdie aarde kan verrig. Lofprysing. En daarin lê een van die diepste bewyse dat ons in die beeld van die Logos, van die woord geskape is. En hier gemeente, hier in vers 2 van Psalm 45 het ons 'n digter met pure, heerlike, bewoë blydskap. En hy sing dit. Hy sê dit. Dis hooglied vlak liefde hierdie. En nou liefde vir wie? Wel, ons sien daar in vers 2, dit is liefde aangaande 'n koning. Hy wil sy gedigte voordra aangaande 'n koning. Nou, wie is hierdie koning? Waarvan daar so heerlik gesing word. Wel, broeder en suster, oor die eeue heen is hierdie vraag natuurlik gevra. En baie name is van aardse konings genoem. Salomo is genoem en nog 'n klomp ander. Maar oor die eeue heen is daar maar een naam op die lippe van die bruid. En dit is Jesus. Hy is die koning. Dis van hom wat hier gesing word. En Spurgeon het hiervan gesê, wie sê dat dit 'n ander koning is as Jesus, die persoon is blind. En wie sê dat dit 'n ander koning is en koning Jesus, die persoon is skeel. En wie insien dat dit Christus is, die persoon het oë ontvang om te sien. Het gaan oor Jesus, hy is die ere koning. En ons vat nie Spurgeon se woord hiervoor nie, ons vat die Hebreërbrief onder andere. Die Hebreërbrief skrywer bevestig het wanneer hy in Psalm 45 vers 7 en 8 aanhaal. Hy haal dit aan in Hebreërs 1 vers 8 en 9. Presies daardie woorde vers 7 en 8. U troon, o God, is vir ewig en altyd. Die scepter van u koninkryk is regverdige scepter. U het geregtigheid lief en u haat goddeloosheid. Daarom het o God, u gesalf met vreugdeolie bo u metgeselle. Dit is presies daardie woord wat aangehaal word en net so op toepassing gemaak word van Christus Jesus. So dis goeie woorde van die koning en aan die koning Jesus. En wat dryf hierdie digter nou uiteindelik daartoe om so heerlik te sing van Christus? En dis een woord, gemeente, dis liefde. Liefde. En net dalk iets interessants hier oor die grondwoord vir die Duitse woord Glaube, wat geloof is. Glaube is liebe, dis liefde. So geloof in Jesus is ook innig verbind met liefde vir Jesus. Die twee kan uiteindelik nie geskei word nie. Ons het hier voor ons in Psalm 45 tegelyk 'n liefdeslied, maar ons het ook 'n geloofsbelydenis. As 'n mens van liefde iets wil sing van hierdie persoon, dan is dit tegelyk ook 'n belydenis, hoe jy oor daardie persoon dink en oor daardie persoon voel. Mens kan amper sê, hierdie Psalm 45 is 'n liefdesbelydenis. Waarlik, die spreekwoord sê dit reg, waar die hart van vol is, loop die mond van oor. Maar hierdie koning, gemeente, hierdie Jesus, hoe is hy dan, as hy so besing word? As hierdie tong van hierdie digter in vaardigheid wil uitbreek, hoe is hy dan? Wel, ek dink daar's 2 keer waar daar verduidelik word in hierdie eerste paar verse, hoekom hy koning is. En ek dink daar gaan ons sien, hoekom daar so gesing word oor hom. 2 keer. Vers 3 sien ons. In vers 3 sien ons, u is veel skoner as die mensekinders, en dan hierdie woorde, genade is uitgestort op u lippe. Dis die eerste ding, dis hoekom die eerste rede hoekom hy koning is. Daar is genade op sy lippe. En dan staan daar, daarom het God u geseën vir ewig. Daarom is hy geseën, en hierdie seën is daai belofte van God aan Dawid, daar in 2 Samuel 7, dat sy troon sal vasstaan tot in ewigheid. Met ander woorde, dit spreek van 'n koning hierdie seën, dis 'n koningsseën. Soos ons hier in vers 3 sien, daar is genade op sy lippe, en daarom is hy geseën, beteken dit, hy is koning, hy is geseën, gesalf as koning, omdat daar genade op sy lippe is. Dis die eerste ding, hoekom hy koning is. En dan in vers 8 sien ons nog 'n rede,
U het geregtigheid lief en haat goddeloosheid. So, hy is regverdig. Hy haat goddeloosheid, hy het geregtigheid lief. As hy geregtigheid lief het, is hy regverdig. En as hy dan 'n regverdige koning is, dan staan daar verder, daarom het o God u gesalf met vreugdeolie bo u metgeselle. Net soos Dawid in 1 Samuel 16 gesalf is, en al sy nakomeling op die troon gesalf is. Hier's nog 'n gesalfde. Hoekom is hy gesalf as koning? Hy het geregtigheid lief, daarom sy gesalf. So dis die tweede rede hoekom hy koning is. Dis wat die digter raak sien in hierdie koning. Ons genade op sy lippe, en hy is 'n regverdige koning. En dit is, daardie twee dinge, gemeente, is wat hom so lieflik, en so heerlik, en so ryk en wonderlik en groot maak. Dis wat baie mooi is, dis wat so skoon is, dis wat besing word, hierdie twee dinge. Twee belangrike eienskappe, regverdigheid aan die een kant, en genade. En ek wil graag saam met u hierop verder ingaan. Ons fokus eers op die regverdigheid van hierdie koning. En gemeente, ons spring nou 'n bietjie en ons lees daar in vers 7. U troon, o God, is vir ewig en altyd. Die scepter van u koninkryk is 'n regverdige scepter. So ons sien die scepter van die koninkryk van hierdie koning is 'n regverdige scepter. Nou, die koning het in daardie tyd 'n scepter gedra. Nou scepters kom waarskynlik van 'n vroeë oorlogswapen af wat amper dieselfde as 'n knopkierie gelyk het. Dit was in elk geval dikker bo en dunner onder waarmee dan die vyand kon slaan. En ons lees byvoorbeeld dan in Psalm 2 vers 9: U sal hulle verpletter met 'n ysterstaf. U sal hulle stukkend slaan soos 'n erdepot. En daardie woordjie ysterstaf is presies dieselfde Hebreëse woord as hierdie scepter. Sien jy dat die scepter ook gebruik kon word om stukkend te slaan? En natuurlik het die scepter later gewoonlik 'n simboliese teken geword vir mag. Soos die koning die scepter het, weet mense, hy het die mag om dood te kan maak en hy het die mag om lewe te kan spaar. Hy het die mag om te verpletter of hy het die mag om lewe te hou. As hierdie koning nou die scepter gehad het, kon jy nie natuurlik sommer ingaan by die paleis nie. Jy kon nie net daar voor die koning verskyn en verwag dat jy met hom 'n gesprek sou kon voer en sou kon bly leef nie. Jy het jou lewe gewaag as jy ongevraagd daar in die paleis ingestap het. En dis hoekom juis ons in Ester 4 byvoorbeeld lees, Ester 4 vers 16, wanneer Ester dan uiteindelik sê, ek gaan nou in by die koning se paleis, en dan sê sy, as ek omkom, dan kom ek om. Sy weet nie wat gaan gebeur nie. Sy weet nie of die koning haar gaan spaar nie. So as jy nou na die koning gekom het, en hy dan nie sy scepter na jou toe uitgesteek het nie, as hy sy scepter weerhou het, dan was jy direk doodgemaak. Maar as hy sy scepter na jou uitgesteek het, dan was dit 'n teken dat jy kon bly lewe. Dan is daar genade getoon. En so lees ons dan byvoorbeeld in Ester 5 vers 2, en net toe die koningin Ester in die voorhof sien staan, daar staan Ester, sy kom in, daar sien die koning haar, het hy genade in sy oë gevind. En die koning het die goue scepter wat in sy hand was na Ester uitgesteek. En Ester het nader gekom en die punt van die scepter aangeraak. Daar was genade getoon. En net so, broeder en suster, soos in vers 7 nou lees en ons sien dat Psalm 45 oor Christus gaan, weet ons dat Jesus die scepterdraer is. Hy dra die scepter. Maar dan is dit nie enige scepter nie. Dis 'n regverdige scepter, sê vers 7. Dis 'n regverdige scepter. Vers 8 verklaar wat regverdig beteken. U het geregtigheid lief en haat goddeloosheid. Dit is wat regverdig beteken. Dit is om geregtigheid lief te hê. Om goddeloosheid te haat. Broeder en suster, en nou staan hierdie Koragiete, hierdie sondaar mense, hierdie mense wat hierdie Psalm geskryf het, hulle met 'n groot en slegte naam,
Want ons moet onthou, Korag saam met al die ander, net daar in Numeri word goddelose manne genoem. Hier staan hulle, voor hierdie koning Jesus, met die scepter, vuil en vol sonde drek voor die regverdige koning, met sy regverdige scepter. Wat gaan hy maak? Ons sien die kontras hier, nie waar nie. Die kontras in vers 9. Christus se klere, sy regverdige klere is van mirre en aloe en kassie, dis heerlik, is ryk, is skoon. Die Koragiete en ons trap die Ivoorpaleis se vloere vuil. Ons versteur die snare spel in die koning se hof. Die regverdige scepter dreig, gemeente, en vers 4 tot 6 van hierdie Psalm is verdoemend dan. Vers 4 tot 6 is verdoemend, want ons lees daar hoe die koning sy swaard aan sy heup gord. Hy's 'n held, né? Hy ry in heerlikheid en in voorspoed. En hy gaan verpletter sy vyande. Kyk daar vers 5, u regterhand, dit laat u vreeslike dinge leer. Dan vers 6, u pyle is skerp, volke val onder u, al die vyandige volke, dit val onder u. Hulle tref in die hart van die koning se paleis, ag sy vyande eerder. Dis verdoemende woorde hierdie, van hierdie koning wat die scepter dra. Sy regverdige oordeelspyle, gemeente, is vlijmskerp, is gerig op die hart van sy vyande, dit ruk en skeur deur die harte vol sonde. Hy's regverdig, hy's 'n heilige Here, hy's die God van die leerskare, vreeslik is God, vreeslik is hy toorn teen al sy vyande, gemeente, hy's 'n verterende vuur, sê Hebreërs, donders en bliksemstrale is by Sinaï, die regverdige Here, die heilige God. En hier staan Korag. En hulle moes onthou het hoe dat die aarde geskeur het. En God se toorn soos deur vuur verteer het in sy regverdigheid en hierdie vreemde vuur van verset. En nou staan ons ook vandag saam met die tempelsangers voor hierdie selfde koning. En hy's 'n koning wat nie verander nie. Ons ontmoet die een met die regverdige scepter wat al mense van hierdie aarde met vuur verteer het. Dink jy in, broeder en suster, hy het mense met vuur al verteer uit die hemel. Hy het die aarde al laat oopskeer en mense laat verdwyn. Ons staan voor hierdie God. Ons staan voor die regverdige koning Jesus. En dan sing ons daar in Psalm 65, dis waar 'n donker skuldverlede leef in ons geheugenis. Hoe leef die donker skuldverlede in ons geheugenis, gemeente? Wel, die verset teen God, soos Korag, is elke keer as ons 'n ander God in ons lewens bo die Here sit. Dis om jou vertroue in iets of iemand te stel anders as in die Here. Dis verset. Dis opstand. Dis in die diepste sin van die woord goddeloosheid. En die vraag dan vanoggend, broeder en suster, is wat is dan u Korag momente? Wat is u Korag momente? Dalk sit jy in die kerk hier vanoggend en weet dat daar iets voor jou deur is wat vir jou lê en loer en wag as jy by die huis kom. Daardie vertroetelde sonde wat jy maar net nie kan mee breek nie. Wat jy maar net nie oor jou hart kan kry om mee te breek nie. Of miskien is dit 'n hoogmoedige hart wat hier vanoggend sit wat nie kan vat dat jy eintlik verkeerd is nie en dan bly jy koud en hard teenoor ander. Of miskien is dit die van die wat besighede het, daai besigheidsetiek van jou wat jy nie voor die gemeente sal kan deel sonder om 'n skelm genoem te word.
Of selfs broeder en suster, as ons dieper indring, miskien is dit daardie stem vanoggend wat mooi psalms gesing het, maar eintlik net besig was om, as ek daardie woord mag gebruik, te bargain met die Here. Ek gee vir u iets, u gee vir my iets. Of wat het ook al sê, broeder en suster, maar Jesus, die regverdige koning met die regverdige scepter, word nie geflous deur gepoleerde voorkoms nie. Hy deurskou ons harte. Hy sien wie ons is. So sidder en beef seuns van Korag. Ag gemeente, en dan kom die eysterstaf neer om stikkend te slaan en om te verpletter, nie waar nie. Of nie? Nee. Tog nie. Wat hoor ons? My hart ontroer deur mymering. Sal lieflik van 'n koning sing. Dis die Koragiete wat dit sing. Hoe is dit moontlik? Want hier is die heerlike gemeente. Ons leer nie net ons koning Jesus as 'n regverdige Here nie. Maar ons leer hom ook hier ken as die genadige een. Die genadige God. Dis vers 3. U is veel skoner as die mensekinders. Genade is uitgestort op u lippe. Hierdie woorde, u is veel skoner as die mensekinders. Die Hebreëse woord vir mooi of vir skoon is yafa. Maar hier waar ons lees veel skoner, lees ons iets interessants in die oorspronklike. Ons lees hierdie yafa woordjie 2 keer langs mekaar. Die een vas aan die ander, sodat dit eintlik een woord vorm wat beteken baie mooi. Dis 'n oordrewe beskrywing van hierdie mooi. En wat is dan so baie mooi? Wat is dan so veel skoon? Wel, dis die genade op die koning se lippe. Dis wat mooi is. Dis wat heerlik is. Hoe lieflik en vol heil genot, gemeente, dat ons met 'n regverdige koning te maak het, maar te gelyk ook so genadig. En so mooi in sy genade. Dit is genade wat op die lippe van die koning uitgestort word. En gemeente, hierdie is genade wat nie net 'n bietjie uitgestort word nie, maar in oorvloed. Dis nie skaars of min nie. Dis 'n uitstorting, dis 'n uitgieting daarvan, hè. Dis soos die salf wat drup op die hare en baard van Aaron, daarom Psalm 133. En dat selfs die some van die klere deurtrek. Dis soos die wyn in Dawid se beker daar in Psalm 23 wat oorloop. Ag, en dis soos die reën wat ons deesdae so beleef wat die aarde deurweek. Dis in oorvloed. Dis meer as. Op die koning se lippe is daar genade. Wanneer hy praat, broeder en suster, dan is daar lewe. Wanneer hy spreek, dan is daar hoop. Wanneer hy antwoord, dan is daar ook vir sondaars soos ons vanoggend vergifnis. Die stem wat gesê het, laat daar lig wees. En daar was lig. Die stem wat by die graf geroep het, Lazarus, kom uit. En Lazarus het opgestaan en uitgestap. Die stem wat daar by die kruis gesê het, dit is volbring, gemeente, dit is daardie stem. Dis daardie stem. Dis daardie lippe wat genade dra. En dan kom die omgekeerdheid van die evangelie so duidelik in sig, wanneer ons dit in gedagte het. Want hoe heerlik is dan ons koningheld van vers 4 tot 6. Eers was dit verdoemend met sy regverdige scepter, want ons is sy vyande. Ons moet verpletter word. Maar met genade op sy lippe ry hy, en nou kan ons dink, op 'n esel, ter wille van waarheid en ootmoed en geregtigheid, Jerusalem vir ons binne, daar ry hy, om die oordeel op homself te neem. Ja, die goue scepter van die Vader word hom nie uit genade uitgereik nie. Hy sien nie 'n uitgesteekte scepter na hom toe nie, hy word juis verpletter. Hy word verpletter deur die eysterstaf van die Vader se grimmigheid. Hy word stikkend geslaan, soos 'n erdepot
pile is spreekwoordelik deur sy hart. 'n Spies deur sy sy, hy's verbrysel. En wanneer dit alles plaasgevind het, wanneer dit alles gebeur, wanneer Christus so lyding deurgaan gemeente, dan maak hy van vyande vriende. Wat 'n heerlike genade. Christus is vir ons verslaan. Hy's vir ons stukkend getrap. Broeder en suster, die wonderlike is dat ons daardie verbruiseling gespaar is. Ons is nie meer teen God nie, omdat Jesus vir ons is. En daarom is God ook vir ons. Dit is my geliefde seun in wie ek welbehae het, sê die Vader. Vriende, het ons so 'n welbehae in ons ere koning wat sy lewe in jou plek gegee het. Het ons so 'n welbehae in daardie ere koning. Dit is asof die digter van Psalm 45 sukkel om woorde te kry. Want hoe, broeder en suster, hoe beskryf 'n mens so 'n koning? Hoe gee 'n mens taal aan iets wat so glorieryk en so anders en so vol majesteit en sagtheid is? Hoe beskryf 'n mens hierdie Here Jesus? Nie net sy scepter is regverdig nie, gemeente, sy woorde is ook genadig. Nie net is sy dade magtig nie, almagtig nie, maar sy hart is ook sag. Nie net is hy verhewe nie, maar hy is ook so innig naby. Nie net is hy heerser nie, broeder en suster, maar hy is ook ons redder. Nie net kom hy met oordeel nie, nie net kom hy met sy eysterstaf nie, maar hy kom ook met oorvloedige liefde. Jesus, my Here, my dierbare verlosser. En weet jy, broeder en suster, ek sal hiermee afsluit, hy maak ons dan uiteindelik meer as nie meer vyande nie. Hy maak ons selfs meer as vriende. Want wat lees ons daar in vers 10? Kyk hoe pragtig. Dogters van konings is onder u staatsdogters. En dan, die koning staan aan u regterhand in goud van Ofer. Hy maak ons sy koningin. Hy maak ons sy bruid. Die bruid van die bruidegom, my beminde is myne, sy hooglied. En ek is syne, hy wat tussen die lelies wei. Broeder en suster, hierdie ere koning, hierdie Jesus, steek vanoggend sy regverdige scepter ook in genade na elkeen van ons uit. Genade is in sy oë en op sy lippe. Gaan dan soos Ester en gaan raak dit aan. Gaan raak dit aan, hy wat genade gee. Mag u hart, broeder en suster, mag elkeen van ons hart dan vanoggend ontroer word. Ontroer word in mymering. En mag ons ook, soos die Koragiete, sonder mense wat ons is, lieflik sing van hierdie genadige koning. Amen.